Goeiedag, liewe luisteraars, ek groet u in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer vandag, om saam met u te kan gesels rondom die woord van die Here. Ek is so bly vandag om weer eens met u te kan deel rondom die woord van God. Ek wil net vra dat ons oë sluit en God vertrou. Vader, dis in die magtige naam van ons Here Jesus Christus, wat ons weer eens vandag by mekaar kom, Here, wat ons weer eens vandag, Here, hier staan, my God, Here, en die woord van u, Here, moet verkondig, my koning. Ek bid, Hemelse Vader, dat elke oor, Here, wat vandag oop is, my God, en elke hart, Hemelse Vader, elke mens, Here, wat sit, Here, en kyk na hierdie program, elkeen wat luister, Here, na hierdie program, ek bid dat u, Hemelse Vader, Here, sal werk in die harte, in die siel, en dat u woord, Hemelse Vader, Here, wonder sal verrig in elkeen se lewe, in Jesus se heilige naam. Met alle danksegging, my koning, ek kom bid vir wysheid, insig en kennis in Jesus naam. Amen en amen. Amen, liewe kykers. Amen. Dit is so lieflik vandag. Ek is werklik waar opgewonder om weer eens met u te kan deel rondom God se woord. U wat nie bekend is met my nie, ek is Pastor Newton Bester. Amen. Ek is van Saldanha hier in die Weskus. Prys die naam van die Here in Suid-Afrika. En die Here het ons genade geskenk weer vandag om te kan gesels rondom God se woord. Ek wil so saam met u lees uit die boeke van Matteus 6 vanaf vers 33. Matteus 6 versie 33. Hy sê, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ek wil fokus op die skrifgedeelte in versie 33, waar hy sê, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Ek dink die ander vertaling sê, soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal bygevoeg word. Die Here seën sy woord en die lesing daarvan. Ek wil baie graag fokus op die beyewering, en soos hulle sê in die ander vertaling, soek, op die woordjie soek. Ek wil net daarop fokus, hoe belangrik dit is om te soek. Ek wil graag hierdie boodskap eintlik titel met die hou aan om te soek. Hou aan om te soek. Want u sien, 'n soektog in hierdie skrifgedeelte, die beywer om te soek, verwys na 'n aanhoudende soektog. 'n Soektog wat nie ophou nie, want sy is altyd deur op soek na iets. En ek onthou in my eie lewe, 'n paar jaar terug, toe ek nie Christus in my lewe gehad het, toe ek nie die Here geken het in my lewe nie. Ja, ons ouers leer ons om te bid en hulle leer ons aangaande Jesus Christus, maar ons het mos maar nou ons eie dinge gedoen as jong mense. En terwyl ek nog so in die wêreld was en verkeerd gedoen het, was ek op soek na iets, op soek om 'n naam te hê, op soek om my eie rykdom te kry, op soek na my eie begeerlikheid. Ek was op soek na baie dinge, en dis die rede dat ek betrokke was in bendes, dat ek betrokke was in dwelms, dat ek betrokke was by verkeerde dinge, op smokkeljaarde beweeg het. Dit is die rede dat ek daar was, van ek was op soek na iets wat vir my dan kan bevredig, wat vir my kan versadig, waarmee ek gemaklik voel, maar ek wou ook die aanvaarding hê van vriende en van mense wat my kon aanvaar en wat my kon met my bevriend wees, en ek wou ook 'n naam vir myself bou, en daarom het dit my alles gedryf om te soek na verkeerde dinge, en ek het myself bevind in verkeerde kringe, ek het myself bevind in verkeerde gesprekke, ek het myself bevind dat ek op soek is na wat ander het, en nie na dit wat ek eintlik moet het nie, maar na wat ander het, want in gedurende die soektog sonder die Here Jesus Christus, was ek gedurende daardie soektog, het ek begeertes begin te kry na dinge wat nie gesond was vir my nie. Dit was nie gesond vir my ouers nie, dit was nie gesond vir my familie nie, dit was nie gesond vir my eie broers nie, dit was nie gesond vir mense in my familie nie, want ek was op soek na iets wat 'n nadeel sal hê tot my eie ouers, my eie familielede, my eie bloedverwante, en dit was 'n soektog na verkeerde dinge.
volgens myself, omdat ek jonk is, het ek gedink, ek is op soek na iets regs, want jy sien, daar was nie regtig vaderlike figuur in my lewe, en daar was nie regtig die wat ouer was, was my ooms, was ook maar bezig met smokkelarij, was ek maar bezig om hulle eie dinge te doen, ook maar bezig met hulle maniere van dinge doen, en daar was nie regtig iemand na wie toe ek kon opkyk om te sê, ek kyk na hierdie persoon, en want ek het groot geword in 'n omgewing of in 'n area of in 'n familie waar daar ook maar baie dinge verkeerd was. Amen. En dit het ook 'n impak gehad op my soektog na iets beters. En ek het gedink omdat my familie, my ooms smokkelaars is, omdat hulle drank smokkel en al hierdie dinge, het ek gedink dat ek kan ook soos hulle wees. Ek is maar nou deel van 'n bende en ek kan ook so word soos hulle is, en want op so 'n manier maak jy gouer finansies, kan jy gouer kry, jy word gouer bekend, mense word bevrees vir jou, al hierdie klompie dinge gaan deur jou gedagte, en dit voel vir jou, jy is kwaai, want jy wil so wees, mense moet bang wees vir jou, ander moet versigtig wees vir jou, ander mense moet 2 keer of 3 keer dink voor hulle met jou sal moeilikheid soek, of vir jou of aan jou sal raak, hulle sal bevrees wees vir jou, want en ek het aangehou om na dit te soek, want ek wou dominant wees, ek wou autoriteit hê, ek wou mense moet weet dat ek is nie sommer net so nie, ek is gevaarlik, ek soek daardie tipe bekentenis, erkenning, en dit het veroorsaak dat ek op hierdie verkeerde pad beweeg het, en ek was op soek na daardie lekker dinge, maar ek het nie gedink aan wat alles gepaard gaan met daardie lekker dinge nie, en ek kon telke male kon ek dood geskiet gewees het, ek kon al dood gewees het, ek kon al in ongelukkig gewees het, ek kan al gesteek gewees het, ek kon baie dinge oorgekom het, selfs my eie familie, my broers kon iets oorgekom het, die vriende wat ek gehad het, kon iets oorgekom het, en dit was alles deel van die verkeerde soektog waarop ek was, maar min het ek in daardie tyd geweet, daar is ook iemand wat op soek is na my. Min het ek geweet dat daar was ook iemand wat op soek was na my, wat ook aangehou het en agter my aangekom het, en oral waar ek gegaan het, die Bybel, laat my sommer dink aan die gedeelte waar die Bybel sê dat en hierdie herder, Jesus sê, en hy is die herder wat van sy skape, die Bybel sê, en daar so, Jesus maak illustrasie, sal hy dan nie, as hy 100 skape het, en die een word gaan verlore, die een skaap dwaal af, dan sal hy dan nie die 99 daar los, om na die een te gaan soek. So ons vind uit dat ons Here Jesus Christus is bereid om die 99 skape wat daar is, wat op hulle plek is, daar te los, en na die een wat afgedwaal het, te gaan soek, en daardie ene was op 'n tyd ek myself gewees, daardie ene was ek gewees, en die Here het sy moeite gedoen, hierdie woordjie soek, in daardie skrifgedeelte van die verlore skaap, sê vir ons dat dit was 'n aanhoudende soek, dit was nie net 'n soek nie, maar dit was 'n versigtige soektog op elke hoek en draai, terwyl hy van die berg af moes gaan, moes hy kyk, waar is hierdie skaap wat verlore gegaan het, en sien, en hy het sy moeite gedoen om in te gaan op plekke, of in te loer op plekke, wat bietjie gevaarlik kon wees, net om daar die skaap te vind. Die Bybel sê, en toe hy die skaap gevind het, toe was hy so bly, dat hy hom opgetel, en het hom gedra, en hom teruggeneem na die ander. Jy sien, dit is so belangrik om te sien dat 'n mens sien soms nie, terwyl jy op jou eie soektog is, wat 'n waardes jy verloor as jy na die verkeerde dinge soek. Ons verloor so baie, terwyl ons op pad is om na verkeerde dinge te soek, terwyl ons op pad is om na wêreldse rykdom te soek, terwyl ons op pad is om na wêreldse aanvaarding te soek, verloor ons so baie, ons verloor ons waardes, ons verloor ons karaktereienskappe, ons verloor ons loyaliteit teenoor ons geliefdes, ons verloor die verhoudings van mense wat vir ons omgee en wat vir ons lief het, ons verloor dit alles as gevolg van die verkeerde dinge waarna ons
soek, maar die Bybel leer ons vandag, die Bybel laat ons verstaan, hy sê soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir ons bygevoeg word. Dit is so belangrik. Jy sien vandag, ken ek dalk die Here, vandag het ek 'n ontmoeting met die Here, ek het 'n paar jaar terug my lewe verander en Jesus aangeneem as my verlosser, as my saligmaker, ek het hom aanvaar, maar dit was nie net sommer so dat my lewe verander het nie, ek moes aanhou soek en tot vandag toe is ek nog op soek, want die Bybel sê soek eers, die skrif bly dieselfde, hy sê nog telke male en as ek hom môre weer sal oopslaan, dan gaan hy weer sê soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal bygevoeg word. Die belangrikheid is dat ons moet seker maak dat ons op soek is na die regte dinge, en dat ons op soek is na die liefde van Christus, dat ons op soek is na die vrede van die Here, dat ons op soek is sodat ons die waardes wat ons nodig het, of wat binne in ons is, laat dit na vore kan kom. Jy sien, toe ek Christus aanneem in my lewe, terwyl ek nog op die soektog was, terwyl ek Christus aangeneem het, moes ek nog altyd aanhou soek, want daar was sekere dinge wat nog missing was in my lewe, wat ek nog nie verstaan het nie. Ek moes my karakter verander, en dit het 'n soektog in Christus gekos, dit het 'n soektog om die woord te verstaan, om die woord van die Here te volg, maar dit het gekos om my karakter te verander, om my gesprek te verander, om my manier van praat te verander. Dit is alles deel van die soektog in die koninkryk van God. En ek wil vandag met iemand praat wat vandag nog in die wêreld is, 'n jong man, 'n jong dogter, 'n mamma, 'n papa, wat nog op soek is na die drankbottel, wat nog altyd op soek is na dwelms, wat nog altyd op soek is na rykdom in die wêreld om jouself te verryk. Jy het al soveel dinge bereik in die lewe, maar jy is nog altyd op soek en niks versadig jou nie. Jy sien, terwyl ons gaan aanhou soek na wêreldse dinge, sal ons nooit versadig word nie, want die wêreld kan nie vir ons versadig nie. Sonde kan nie 'n mens versadig nie. Sonde sal jou aanhoudend laat op soek word na iets wat jy kan vind om die dors, om die honger wat daar is te les. Maar min weet ons dat die ware persoon, of die ware die ware persoon wat die dors kan les, is Christus Jesus. En daarom sê die Bybel vir ons, dis net dat ons die koninkryk van God moet soek. Ons moet soek eers die koninkryk van God, en dan sal hierdie dinge vir ons bygevoeg word. Dit is so belangrik dat ons hierdie gedeelte moet verstaan, want dit wil nie sê dat ons is nou, as ons Christus in ons lewe aangeneem het, dan is alles nou fyn nie, dan het ons lewens nou sommer net so verander nie. Nee, dit is 'n aanhoudende soektog. Ek moet aanhou in God se woord bly. Ek moet aanhou om na die woord van God te luister. Ek moet bidend bly. Ek moet aanhou vertrou op die Here. Ek moet aanhou hoop in Christus. Dis alles deel van die soektog, en ek moet verdraagsaam wees. Dis baie belangrik, geliefdes. Daar julle wat vandag hier kyk, u wat vandag daar sit dalk voor die televisieskerm en na hierdie boodskap luister, en u sê vir u self, jene sal dit ooit vir my kan, jy sal dit ooit vir u kan help. Ek wil vir u waarborg, dit sal vir u help, as u net die besluit kan neem om hierdie koninkryk te soek, hierdie koninkryk van ons Here Jesus Christus. As u hierdie koninkryk gaan soek, dan sal u nooit 'n fout maak nie. Terwyl u die koninkryk soek, sal u lewe verander. Die Bybel leer ons, hy sê stap vir stap na die saligheid. Daar's 'n lied wat ons sing, wat hy sê stap vir stap na die saligheid. My Jesus, hy lei my en hy verwys my hoe om te stap na die saligheid. Dit is so belangrik dat ek en u, dat ons soos, dit is nie net 'n oorsprong na 'n beter ding nie, maar wat dit wel is dat ons is soos babas, ons is soos 'n baba wat gevoed moet word, ons moet klim in hierdie soektog, klim jy sal self uitvind as jy terugkyk of na jou eie lewe kyk, sal jy oplet dat sekere dinge het verander, sekere karaktereienskappe het verander, sekere maniere van gesels en praat het verander. Jy sien, jy is nie meer dan die onbeskofte persoon, of daardie arrogante persoon, of daardie persoon wat sommer net iets sê, sonder dat jy dink oor die ander persoon se gevoelens nie. Jy begin jou woorde skat, jy begin versigtiger praat, want die Bybel leer ons, hy sê dat ons moet so versigtig soos 'n slang wees en so opreg soos 'n duif, verklaar die woord. Dit is daar in die boeke van Spreuke
Daarom is dit vir ek en vir u belangrik, dat wanneer ons op soek is, u wat papa, u mama, papa, jongman, jongdogter, u wat nog in die wêreld is, wat op soek is na die drankbottel, wat op soek is na dwelms, wat op soek is na moord, om moord te pleeg, om verkeerd te doen, dalk is u op soek om uself, om selfmoord te pleeg, maar die Here is vandag hier om vir jou te sê, dat hy is in staat om jou te help, as jy bereid is, om eers die koninkryk van sy koninkryk en sy geregtigheid te soek, dan sal God jou help. Daardie selfmoordneiging sal verdwyn, daardie smokkelbegeertes om te smokkel, om dwelms te gebruik, sal verdwyn, as jy begin om die koninkryk van God te soek. Dit is so belangrik, liewe dierbares, toe ek hierdie ding uitvind en begin aanhoudend soek na Christus, toe het my hart vir die Here en my lewe verander, en ek hou aan om te soek, toe kom my vrou wat vandag saam met my nog getroud is, amen, toe kom sy ook na Christus toe, en ek kon ook ander help om na Christus toe te kom, op die pad, terwyl ek op pad is, om na die koninkryk van God te soek. En jy sien, dat is baie wat ons verloor, wanneer ons 'n verandering maak, en ons soek nie meer na die wêreldse dinge nie, dan verloor ons vriende, ons verloor baie dinge, ons verloor die erkenning van mense, ons verloor die wêreldse respek wat hulle vir jou gehad het, omdat hulle vir jou bang was, omdat hulle vir jou bevrees was, omdat hulle by jou sekere goedes gekry het hulle respek gehad vir jou, en jy verloor alles dit, wanneer jy na Christus toe gaan, maar wanneer jy op soek is na hierdie koninkryk, dan ontdek jy, wanneer jy iets verloor van die wêreld, dan voeg die Here vir jou iets beters by, dan gee die Here vir jou iets waardevol, hy gee jou waarde, meer vriende hy gee jou 'n vriend of vriende wat jou meer waardeer, hy gee mense wat meer vir jou omgee, hy gee vir jou dinge wat waardevol is, nie dat ons daarop uit is om dinge te kry nie, of rykdom te kry nie, maar hy sê soek die koninkryk van God, en al hierdie ander dinge, en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal bygevoeg word. Dit beteken, dis dinge wat ek en u nie verwag het nie. Ek het nie verwag dat die Here vir my eendag 'n gesin sal gee nie, maar God het dit vir my gegee, omdat ek die koninkryk van God gesoek het. Ek het nie verwag dat ek eendag die liefde sal hê van mense wat vandag in my lewe is nie, en God het hierdie liefde vir my gegee. Ek het nooit verwag dat ek eendag hier sou kon staan en die evangelie kon verkondig nie, maar die Here het dit bygevoeg. Al hierdie ander dinge sal bygevoeg word. En so groot is hierdie God. Die tyd toe ek in die wêreld was, het ek nooit daaraan gedink dat ek eendag die evangelie so sal kan verkondig soos ek vandag dit verkondig nie. Ja, dit is miskien nie perfek nie, maar ek is hier om die naam van die Here groot te maak in al my eenvoudigheid, en in al die eenvoudigheid van die woord wil ons net die naam van die Here Jesus Christus verkondig. Ons wil net die koninkryk van God bekend maak aan die mensdom, aan u wat daar kyk. U moet bewus wees dat Jesus Christus 'n werklikheid is. En toe die Here begin, toe ek soek, toe hou die Here, toe ek begin te soek na die koninkryk van God, toe vind Christus my. Amen. En toe is hy bly, die Bybel sê, en daar was 'n sekere vroutjie wat 10 muntstukke gehad het, en sy het 1 muntstuk het sy verloor. Sy het 1 verloor, sy het ontdek dat die 1 muntstuk is verlore. Die Bybel sê, en hierdie vrou het begin te rondsoek in haar huis. Sy het begin te rondsoek in haar huis, tot sy daardie muntstuk gevind het. En toe sy die muntstuk vind, toe sy vir al haar vriende genooi, en vir die mense gelaat weet buite, dat sy het nou die muntstuk gevind, en sy was bly daaroor. En ek dink telke male, sy het niemand genooi om vir haar te help hierdie muntstuk soek nie. Sy het alleen die muntstuk gesoek. En daardie muntstuk was vir haar baie waardevol. En daardie muntstuk was miskien deel van iets wat sy moes betaal het. Van die Bybel sê sy 10 muntstukke gehad. Amen. En terwyl sy daardie muntstukke gehad het, toe die een wegraak, sy dalk 'n budget uitgesit en gesê, ek moet met hierdie muntstuk dit betaal en dat moet betaal word. En soos julle weet, het elkeen maar, as ons eienaars is van wonings, moet jy jou belasting betaal, jy moet jou kos in die huis koop, jy moet daar's dinge wat jy betaal, wat jy skuld of goed wat jy het, wat jy moet betaal. En daardie finansies gaan nou net vir dit. En hierdie vrou het gesit met daardie 10 muntstukke, en sy moes nou die dinge
dek wat sy moet dek, sy moet goeders betaal wat sy moet betaal, en as een wat weg is, en daardie een was so waardevol dat sy moes soek in daardie huis, en sy kon nie bekostig om nog mense te vra maar te help soek nie, sy het daar self gesoek, en ek dink, hierdie vrou moes natuurlik van haar furniture, van haar meubels in die huis rondgeskuif het, dalk die banke, die setiebanke, of die bed moes sy weggeskuif het, of kaste weggeskuif het, of yskaste weggeskuif het, net om te kyk, lê die muntstuk nie miskien onder hierdie setiebank nie, of agter hierdie yskas, of agter hierdie kas in die kamer nie, lê die muntstuk nie miskien nie die ergens, en sy moes haar krag insit om daardie meubels in die huis rond te skuif, sy moes energie insit, sodat sy die muntstuk kan vind, want die muntstuk het waarde, en dit kan iets dek, dat sy nie meer nodig het, om bekommerd te wees oor daardie ding, wat die muntstuk kan dek nie, en dit is die waarde wat in u lewe is, dit is die waarde wat in ek en u se lewe is, dit is die waardes wat Christus in ons sien, daarom hou hy aan om na ons te soek, die Here is op soek na u vandag, Jesus Christus soek vir u, en dit is nou u tyd om na sy koninkryk te soek, sodat hy u kan vind, die Here is daar, hy is gereed daar, maar u moet soek, en al manier om Jesus te vind, is om na die koninkryk van God te soek, in die woord van die Here. Ek hoop u verstaan my vandag. Ek glo dat u kan 'n soeker wees vandag. Soek net hierdie koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal bygevoeg word. Ek waarborg u sal nie spyt wees nie. U sal nie teleurgestel wees nie. Miskien het u al probeer, maar ek wil u vandag sê, probeer weer 'n keer. Probeer nog 'n keer. Daar is nog 'n kans vir u terwyl u asemhaal. Al is dinge hoe moeilik in u lewe, al is u amper op die grond, al kan u nie meer, al voel u het nie meer krag nie. Maar ek sê vir u, probeer weer, soek nog 'n keer vandag na die koninkryk van God, en al die ander dinge wat u bekommerd oor is, die Here sal dit byvoeg. Mag die Here u seën met hierdie boodskap. U kan aanhou soek. U moet aanhoudend soek. Moet nie ophou om te soek na die koninkryk van God nie. Die Here seën u. Vader, ek dank u vandag vir hierdie bemoediging, vir hierdie 'n boodskap, my God, wat vandag uitgegaan het. Seën elke luisteraar, Here, elkeen wat Hemelse Vader, Here, ingeskakel is op hierdie program, my koning. Ek bid dat u deure sal oopmaak, ek bid dat u die harte, Here, en die gedagtes sal oopmaak, dat hierdie mense wat luister, Here, hulle lewens sal verander, Here, en 'n besluit sal neem om te soek na die koninkryk van u, my God, en dat u, Here, verandering in hulle lewens sal maak, dat u, Here, in aanraking sal kom met hulle elkeen, my God, in Jesus heilige naam, met alle danksegging, my koning. Amen en amen.